Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Christus in ons, die hoop op heerlikheid. Christus in ons, die hoop op heerlikheid. Hoekom? Hoekom is Christus in ons? Ons moet begin vir onsself hierdie vrae te vra. Het jy al daaroor gewonder? Hoekom is Jesus met sy volheid in jou? Is dit sodat hy beter kor kan hou van al jou foute? Hy kon dit sekerlik vanuit sy alomteenwoordigheid gedoen het. Hoekom jy's in my wees om vir my te kan wys op al my foute en oortredings en tekortkominge? Is dit sodat hy makliker in my oor kan fluister wanneer ek verkeerd was en my help om skuldig te voel? Jy sien geliefde, dis wat ons tradisioneel geleer is en dis hoe meeste mense dink en ek beskuldig niemand nie, dis hoe ek self ook vir baie lank gedink het. Maar wat se hoop is dit dan? Want hierdie skrif in Kolossense 1:27 sê Christus is in my en dit is sodat ek kan hoop hê om die heerlikheid van God te ervaar in my lewe nou. Maar as hy net in my is om my die hele tyd aan my foute te herinner, wat se tipe hoop is dit? En dis hoe ons baie keer geleer word en dis hoe ons baie keer dink, maar dis nie die skrif nie. Dis nie die hoop van Jesus in ons nie, alles behalwe. Onthou jy Johannes 3 vers 16, seker een van die bekendste verse in die Bybel, maar tog mis ons baie keer wat daar staan. Hy lees in die ou vertaling, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons breek dit net op in maklike verstaanbare gedeeltes. Hy begin deur vir ons te sê, hoe lief het God ons? Hoe lief het God ons? So lief, dat hy sy seun gegee het. Dit is hoe lief God ons het. Maar hoekom het hy sy seun gegee? Sodat, wanneer ons in hom glo, ons die ewige lewe kan hê. So die doel was ewige lewe. Die primêre rede hoekom God vir Jesus gegee het, was sodat ons ewige lewe kan hê. Ewige lewe was die goal. Ons het ongelukkig op 'n plek gekom uit onkunde, waar ons begin glo en aanvaar het dat ewige lewe die hemel is. So ons het begin glo dat God vir Jesus gegee het, sodat ek en jy die hemel kan maak. Ons het van die evangelie en van die ewige lewe 'n eindbestemming gemaak. Maar dis nie wat die woord ons leer nie. Dis nie wat Jesus ons leer nie. Blaai saam met my in Johannes 17 vers 3, dan sien ons hier wat is Jesus se interpretasie van ewige lewe. Hier bid Jesus tot God, die aand voor sy kruisdood, en hy sê, en dit is die ewige lewe. Hy draai nie doekies om nie, hy sê dit vir ons reguit, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus, wat U gestuur het. Ewige lewe is om God en Jesus te ken. En hierdie woordjie ken is nie 'n klomp feite en 'n klomp data nie. In die oorspronklike Grieks beteken dit ken deur ondervinding. Of jy kan dit so stel, ken deur verhouding. So ewige lewe is om God en Jesus te ken deur verhouding, deur tyd saam te spandeer, deur dinge saam te doen en saam te ervaar, deur gesprek en geselskap. Ewige lewe is nie 'n bestemming nie, dis 'n wyse van bestaan, nou, hier, in hierdie lewe. Dis waarvoor Abba Vader vir Jesus gegee het, vir verhouding, vir intimiteit, vir eenheid, en daarom is Jesus Christus in my en jou. Nie om ons op te check nie, maar sodat ek en jy hom kan ken. Want as jy Jesus ken, ken jy die Vader, dis tog wat hy gesê het. En dit is die goal. Hy wil nie 'n God van doerver wees nie. Sy hart is nie dat jy hom moet afbid van die hemel af binne in jou situasie in nie. Nee, hy wil die lewe saam met jou doen. Hy wil alles saam met jou ervaar en hy wil jy moet die lewe saam met hom ervaar. Nou, nie eendag in die hemel nie, daar ook, maar ek en jy kan nou begin. Dis waarvoor hy gekom het, sodat ons hom nou kan ken, sodat ons nou in hierdie harwar hom kan ken en deur hom geken kan wees, intens, intiem, want hy's
binne in jou. Jy hoef hom nie af te bid nie, jy kan net praat, jy kan selfs net dink en hy hoor, want hy's in jou met sy volheid. Die totale Godheid is in jou, sê Kolossense 2 vers 9 en 10. Eenheid, 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 dis wat hy wil hê. Dis wat hy kom bereik het. Ja, hy het ons sonde weggevat en dit het hom duur gekos, maar dit was alles sodat ek en jy hom kan ken. Sodat ons hom kan ervaar en beleef en hoor en sien en met hom wandel. En dis 'n geskenk. Jy hoef nie daarvoor te betaal nie en jy bereik dit nie eers wanneer jy 20 jaar in die kerk sit nie. Dis 'n geskenk en dis vir nou, vandag beskikbaar. Dit was beskikbaar die oomblik toe jy die saad van sy woord aanvaar het en hy jou gees wederbaar het. Begin het dan stap. Begin vandag met die verwagting om hom te sien, om hom te hoor, om hom te beleef, want hy is Christus in jou en hy is jou hoop om hom te hoor, om hom te beleef. As jy kyk na die kruis, sal jy nie anders kan as om tot hierdie slotsom te kom, dat Jesus 'n groter begeerte het om deur jou gesien en gehoor te word, as wat jy het om hom so te beleef. Is jy honger vir dit? Is jy honger daarvoor om hom te ken? Hy's reeds in jou. Hy het sy honger om met jou 'n intense verhouding te hê reeds bewys. Die vraag is nie of hy wil hê jy moet hom ken nie. Dis afgehandel. Hy wil. Die vraag is, wil jy hom ken? Wil jy hom hoor en sien en beleef? En is baie makliker as wat jy gedink het. Skuif net jou fokus. Maak hom jou fokus. Gee hom jou tyd en jou aandag en jou menswees. Gee hom jou alles, maar hou vas jou seatbelt, geliefde. Want as jy dit doen, is jy in vir die onbeskryflikste ervaring van jou lewe. Ek gee jou daai belofte vandag en ek grond dit op grond van sy woord. As jy hom jou fokus sal maak, as jy hom sal soek met alles in jou, hoor wat ek vandag vir jou sê. Hou vas, want jou lewe is op pad om die onbeskryflikste ervaring in te neem. Om hom te ken, Christus in jou, die hoop op die heerlikheid, die hoop op sy heerlikheid vandag in jou lewe. Here, help ons om hierdie mindshift te doen, help ons om hierdie fokus skuif te doen, dat ons aandag, ons fokus, ons gedagtes op U sal wees. En dat ons hierdie intimiteit en hierdie erns en hierdie intensiteit van hierdie verhouding met U sal ervaar. Here, dat ons U sal begin hoor, dat ons sal begin sien wat U sien en doen wat ons by U gesien het, wat U doen. Dat ons vanuit hierdie ken, hierdie ervaring, hierdie verhouding met U sal leef. En dat dit ons hele lewe, ons hele menswees sal verander. Dankie Here, ons is so lief vir U. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. In Jesus naam, amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.